My naam is Piet Leroux, ek is die uitvoerende hoof van Sakeliga. By my op die verhoog is ons gas, my gas vanmôre, Gerard Papenfoes. Gerard is die uitvoerende hoof van die werkgewersorganisasie NIASA. NIASA is die grootste werkgewersorganisasie in die land en hulle is baie belangrik op hierdie juiste oomblik vir maatskappye om 'n strategie te ontwikkel teen die inwerkingstelling van die rassekwotas, die geslagskwotas en die gestremdheidskwotas in jou werksplek. So hulle is baie belangrik in daai opsig. Maar Gerard is vir 'n ander rede ook belangrik. Hy was in Washington saam met Corneille Mulder en Theo de Jager. Gerard 6 weke gelede omtrent. Nou, ongeveer. Byna 6 weke gelede. So hy's eintlik byna net terug uit die VSA, waar hulle 'n baie goeie ontvangs gehad het, 'n baie suksesvolle besoek gebring het aan besluitnemers, aan denk- en idee-sentrums, navorsingssentra en sakelei, 'n reeks organisasies en persone in die VSA wat se oog op Suid-Afrika is. So die VSA is 'n groot plek, nie almal gee om oor wat in Suid-Afrika aangaan nie, daar's baie dinge wat hulle besig hou. Maar Gerard en sy afvaardiging was die groep wat met die mense wat omgee gepraat het en ek wil vanmôre vir Gerard uitvra oor daardie besoek, want hierdie onderwerp gaan oor wat met die handel gebeur. So en dan gaan ons praat oor wat nou intussen gebeur het. Maar Gerard, kan ons begin deur vir my te sê die besoek wat julle gebring het. Hoe lank was julle daar? Hoe het dit gebeur en hoe is julle ontvang? Die oorsprong van die besoek was die besoek van president Ramaphosa aan die Withuis. Dit was dinge daar baie skeef geloop, alhoewel dit baie meer skeef kon loop, die gesprek tussen hom en president Trump kon baie slegter uitgespeel het. Daar was inderdaad, ek dink, ouens wat dit wou dryf na Zelensky moment toe, dit het nie plaasgevind nie. Daarna het hulle saam geëet en president Trump het op sy typiese joviale manier die Suid-Afrikaanse afvaardiging onthaal. En daaruit kon die afleiding gemaak word, of het die ANC die indruk probeer skep dat die verhouding met die VSA is goed, dis onder beheer. En ons is genooi om perspektief te gaan gee oor wat in Suid-Afrika gebeur. Ons is afsonderlik genooi, maar die afvaardiging het goed uitgewerk. As jy op so 'n afvaardiging land en jy het dit nie jou eie afvaardiging saamgestel nie, kan jy met ouens daar land wat ideologies met mekaar verskil en dan kan dit 'n groot gemors wees. Ons het baie gemaklik met mekaar gewerk en so moet ek 'n bietjie praat, wie het ons mee gepraat? Ja, en hoe lank was julle daar, Gerard? Dit was enkele dae, 5 dae, 6 dae? 5 volle werksdae. 5 werksdae. 5 werksdae wat ons gewerk het. En mag ek vra wie julle gesien het? Van dit het julle al self oor gepraat, maar kan jy vir ons 'n bietjie 'n binneblik gee tot die mate wat dit moontlik is? Ek weet mense praat nie altyd oor die goed nie, maar ons wil nou 'n bietjie vir jou ons wil jou 'n bietjie druk. Ja. Wel, in die eerste plek was ons in die Kongres, die Huis van Verteenwoordigers, het ons met verskeie rolspelers gepraat en met hulle personeel gepraat. Wat baie opvallend is die kwaliteit van die personeel van die Kongreslede en die senatore. Hulle personeel is van 'n topstandaard. En dit is baie belangrik om met die personeel te praat. Jy weet die belangrikste ou in 'n maatskappy is tot 'n mate die CEO, maar as jy wil weet wat werklik gebeur, praat jy met die ouens onder hom. Jy praat met hom en dan gee jy die ding oor. En daai ouens is top personeel. Net 'n interessante storie, hulle praat van die gange in Washington. En die eerste keer wat ek in daai gange van die Kongres afloop, toe sien ek sulke kolletjies mense staan. Buite deure en ek dink staan hulle in nonsens praat, maar dit lyk nie asof hulle grappe vir mekaar vertel nie. En ons sit in die kantoor van 'n kongreslid en hy is nog nie daar nie. En ons sit in vergader en daar kom 'n boodskap, daai kantoor moet dinge dringend gebruik word. Nou, ek wil net die storie sê, die kantoor is lank terug gebou. Hulle is nie
die kantore is lank terug gebou en dis nie so groot nie. 'n Kongreslid en 'n senator se kantoor, sy kantoor en dan is daar ontvangs en nog so 1 of 2 kantore. So hy moet redelik sy personeel inprop. En so hulle sê ons moet uit die kantoor uit, kom ons gaan staan in die lobby. Nou ek verstaan by 'n lobby, kom ons gaan na 'n ander raadsaal toe. Die lobby is toe die gang. En daar hou ons vergadering in die gang. En toe vind ek uit, dit is waar die vergadering plaasvind. Die ouens staan in die gang. En praat, die gang is breed. En dis hoekom jy dit oral sien, mense staan in die gange en vergadering hou. Daar's letterlik nie 'n ander plek nie. En die wonderlikheid daarvan is dat as jy daar vergadering hou, moet jy vinnig praat. Baie lang tyd om jou storie te vertel. Jy moet hom onblikklik vertel, jy moet deurdring, jy het 'n minuut of 2 wat jy met ouens kan deurdring en die vraag wat gevra word is baie indringend. So ons het met heelwat kongreslede en senatore gepraat en hulle personeel. Ja, dit is een groep. Goed, ons gaan nou by die ander groepe kom, maar Gerard het nou hier vir my 'n groot geleentheid gegee. Gerard, so jy het in 'n minuut of 2 vir die ouens gesê wat die situasie hier is. Ja, Kan jy dit vir ons herhaal? wel, ja, die groot vraag is om die groot vraag ek wil net om jou vraag te antwoord moet ek net dit verduidelik. Amerika is in 2 geskeur. Die konservatiewe beweging wat onder Trump MAGA is een deel en dis nou die meerderheidsdeel. En dan is daar die demokrate wat daar's glad nie toegang na hulle toe op hierdie stadium. Daai deur is toe. En dit is 'n groot uitdaging vir die toekoms. Maar aan die kant van die konservatiewe beweging is die deure oop. So wat gebeur in Suid-Afrika? En baie het gegaan rondom die gesprek tussen Trump en Ramaphosa. Die vraag is hier in werklikheid 'n genocide wat plaasvind? Wat is 'n genocide? En dan die groot fokus is die regering se transformasieprogram. Wat beteken dit? Hoe speel dit uit? En ek moes hierdie ding, wat gebeur in terme van die sogenaamde transformasie, die regstellende aksie, employment equity, black economic empowerment, ja. Moes ek oor en oor verduidelik en ek moes 'n kuns ontwikkel om hierdie ding in 'n minuut of 2 treffend te kan oordra en dan vrae uit te lok. So daai boodskap is oor en oor herhaal op elke forum. Nou, verstaan 'n Amerikaner wat die BEE en employment equity in Suid-Afrika vereis? Is dit oordraagbaar? Ek bedoel, kan jy die konsep oordra? Wel, ek dink met Trump het die hele beweging rondom MAGA, die reaksie teen DEI, die Amerikaanse weergawe van transformasie. Ja, soos diversity, equity and inclusion. Ja. En Trump het dit gestop onblikklik. Dis die eerste ding wat hy gedoen het, hy het dit gestop, dis verbied. Nou, ons sit midde in dit in die ergste vorm wat die wêreld dalk al gesien het. Sê jy Suid-Afrika as 'n wêreldleier op die gebied van iets? Ja, dit is presies dit, ja. So ek dink daai ding het baie diep impak gemaak. Dat dit wat Trump so pas gestop het, is nou in Suid-Afrika in volle swang. En is besig om spoed op te tel vanaf daai kant. Hulle doubling down in Suid-Afrika. Nou ek en Piet sit my nou 'n vraag vra hier, maar tussen ons twee is ons besig om hard terug te stoot. Ja, nee, dit is 'n lekker posisie om in te wees. Ja. Gerard, ek het jou onderbreek deur te vra wat die kern is van wat mens moet oordra. Jy was besig om te sê wie jy gesien het. Jy het senaatslede en huis van verteenwoordigerlede gesien. Dis die kongres, dis die ekwivalent van in Suid-Afrika die parlement. Die parlement. Wie het julle nog gesien? Wel, ons het ek gaan nou na die belangrike ding toe beweeg. Ons het met verskeie dinkskrims gesprek gevoer. Dis baie belangrik. Ons het die eerste ding wat ons in Amerika doen is gesprek by die Hudson Instituut. Nou, jy weet, so besoek, mens kan nie sukses van 'n besoek noodwendig vooraf bepaal nie. Dit gebeur en dan is daar momente wat hierdie ding in 'n ander traject stuur.
Ons het die eerste ding wat ons doen in die FSA is 'n gesprek by die Hudson Instituut en ons besef toe ons daar sit, hierdie ding is internasionaal, die hele wêreld luister daarna en dit het sommer 'n ander klimaat geskep en landbouorganisasies weet hulle tweede grootste landbouorganisasie, dit is verteenwoordig 200,000 boere. Die tweede grootste, hy is aansienlik kleiner as die ander ouens en die grootste landbouorganisasie as jy by hulle sit in die kantoor van die CEO, dan kyk jy na die Withuis, hier aan die straat, en hulle loop uit by Capitol Hill heen en weer, geweldige invloed, en met Trump daar, is dit, het hulle nou oop deur, met Trump nie daar nie, het hulle nie oop deur nie, al is dit net oor aan die straat. Maar toe het ons 'n gesprek, wat geweldige impak gehad het. Ons het 'n gesprek in die Withuis en daar praat ons met die direkteur van die direkteur Afrika van die National Security Council. Ons praat met die direkteur van Homeland Security. Ons praat met 'n senior adviseur van JD Vance. En die vergadering was 2 minute aan die gang, toe kom 'n ander ou daar en hy's 'n senior adviseur wat uit Trump se kantoor gestap het na die vergadering toe. En dit is toe die vergadering. Dit is nou die ouens stap uit die kantoor van JD Vance, kom sit na ons en luister. Die hoogste rolspelers wat invloed het in Afrika en in die kantoor uit van Trump, kom sit met ons in gesels en ons sit mekaar gesels in 'n vriendelike toon, ontvanklik. Ons kan openlik praat, ons kan 'n probleem verduidelik, ons kan verduidelik wat gebeur, waarheen ons op pad. Maar nou moet ek net sê, hierdie ouens weet meer wat in Suid-Afrika aangaan as wat ons weet. Ons lees die nuus, hulle luister ons af ook. Hulle bestudeer ons nuus so vinnig as wat ons dit lees. En ek kan dit nou maar sê, hulle die ANC se binnekring ook gepenetreer. So, ek kan nou vir 'n ou sê, vir julle sê, dat toe Trump daar op die tarmac staan, 'n paar maande terug, en hy sê, terrible things are happening in South Africa, sê hy dit aan die hand van wat hy weet, wat nie eers in die nuus is nie. So, hulle besef die ding is baie ernstig, maar wat is die belang dan van al die vergaderings, en ek sal nou terugkom na die vergadering in die Withuis, wat is die belang van al hierdie, hoekom praat ons met hulle as hulle weet? Wel, nommer 1, hulle het groot waardering vir ons. Hulle is lief vir ons. En dit is ons tipe mense. Ons besef toe die bote uit Europa uitgetrek het 'n paar 100 jaar terug, het van hulle Amerika toe gegaan in plaas, en van ons het hiernatoe gekom. Nou, as julle nie happy is nie, julle moes daai boot gevat het, dit is nou 'n bietjie laat. Julle moes 'n ander boot gevat het. Die ouens is geweldig ontvanklik met ons. Dit is die hoogste vlak in regering in Amerika, hulle hanteer ons soos familie. En ons het benewens hierdie gesprekke met hulle saam sit en eet. Nou, dit is een ding om met 'n ou 'n halfuur meeting te hê, dis 'n ander tyd, ander ding om met hom te sit in 'n restaurant vir 4-5 ure en met hom te gesels. So terwyl ons aan die einde van die gesprek in die Withuis ons perspektief gee, so nie teenstaande die feit dat hulle baie weet, wil hulle hoor hoe ons die ding sien en wat kan gedoen word. Toe ons op die punt is om te loop, toe sê hulle wil net ons 'n guns vra. Wil julle nie vir julle regering net asseblief 'n boodskap stuur nie? En daar sit die direkteur van die National Security Council sit en hy sê hier's 4 punte wat julle asseblief hulle moet oordra. Dis die regering. Die woorde is, hulle weet, maar hulle gee nie die boodskap in Suid-Afrika nie. Hulle gaan terug Suid-Afrika toe en sê alles is onder beheer. En hulle noem toe 4 punte dat plaasmoorde moet 'n prioriteitsmisdaad verklaar word. Soos toevallig, en dis wat hulle sê, renosterstropery is 'n prioriteitsmisdaad, maar nie die moord op 'n boer nie. Die tweede ding is dat wat is die tweede een? Die tweede een was kill the boer, die sing van daai die chant, kill the boer, kill the farmer, moet die regering sonder enige voorbehoud verdoem. En toe is daar gevra, nou maar praat jy van die regering van nasionale eenheid, en hulle sê nee, die ANC moet dit doen. Die derde ding is dat eiendomsreg moet beskerm word as grond onteien word, want regerings moet soms grond onteien.
moet dit geskied met volle billike vergoeding en eers nadat die regsproses afgehandel is. Soos die ding nou staan, kan jy eers onteien en dan kan jy die regering hof toe vat terwyl die grond reeds van jou gevat is. En die vierde een is dat Amerikaanse maatskappye vrygestel moet word van BEE. Piet, ek dink op hierdie stadium moet ek net stop en jou 'n bietjie kans gee om 'n vraag te vra. Gerard, julle gee toe daardie inligting heel openlik deur. Ek onthou toe daardie verklaring vrygestel is, ek was in die Kaap iewers vir 'n funksie en ek dog toe, want ek is besig om 'n artikel te skryf en ek dog, ek gaan net hierdie artikel klaar maak, dan gaan ek nou slaap, dis klaar 1 uur. Waps, hier kom julle verklaring deur. Toe moes ek die res van daai nag wakker bly om te dink, wat gaan ons nou doen aan hierdie verwikkelinge, want dit is wonderlik. Die boodskap en veral hoekom dit so interessant was die 4de punt. Ja. Die eerste punt gaan oor die plaasmoorde, die tweede punt gaan oor die uitsprake, Kiel de Boer, die geroep daarvan, en die derde een gaan oor onteiening sonder vergoeding. Dis ook 'n versterking wat daar was, maar die wesenlike ander punt wat ek nog nie elders geartikuleer gesien het in via amptelike kanale nie, is die 4de ene, naamlik die kwytskelding van Amerikaanse maatskappye vir swart ekonomiese bemagtiging en alle rasgebaseerde sake penalisasie, wetgewing penalisasie. Dit is baie betekenisvol, want dit lê die vinger op die probleem van hoekom Suid-Afrika die ekonomiese groeikoers hier nie 5% per jaar is nie, maar basies 0 is. Dis reg. Eerstens, dankie vir die artikulasie wat julle daar reg gekry het, maar my vraag is, dryf my uit oor hoe ernstig is daai 4de punt, ja. En hoe is dit ontvang toe in Suid-Afrika, na julle toe nou meer daaroor daai punt geartikuleer het? Die interessante ding is, die regering se reaksie was onmiddellik dat, hoekom moet hulle daan steur, want hoekom sal die Amerikaanse regering vir 4 Afrikaners 'n boodskap stuur, terwyl hulle diplomatieke kanale kan gebruik. Nou die regering van Amerika, die Amerikaanse regering se probleem is, hulle gee die boodskap, maar as jy hom deur die huidige diplomatieke kanale wat eintlik nou non-existent in Amerika is, die oomblik as jy hom daardeur gee, kom dit by die regering uit, die regering doen niks daaraan nie, maar die boodskap kom nie by die publiek uit nie. Die enigste manier om die boodskap by die publiek te kry is deur ons. Wel, daar kan ander ouens gewees het, maar dit is toevallig ons. Maar die regering ontken dit en hulle sê, en die media, die hoofstroom media het aanvanklik dit ook ontken. Nou, hoekom sal hulle dit met jou doen? Hulle kan ons met die regering praat? Wel, die feit is, hulle het vertrou in die regering verloor. Geheel en al. En hulle wil die boodskap by julle uitkry, dat dit is wat die Amerikaners sê. En hulle kon dit nie op daai manier regkry nie, op die gewone tradisionele manier van kommunikasie nie. So, maar die feit dat die regering dit weggepraat het, en dit afgemaak het, aanvanklik het eintlik bygedra in die waarde van hierdie ding. Want die gesprekke toe onmiddellik in Suid-Afrika posgevat, maar wat is die waarde hiervan? Hoekom moet die regering daaraan steur? Hoekom sê hulle dit nie vir die regering? Hoekom sê hulle dit vir julle? En dit het, alhoewel dit daar die element van twyfel was in die hoofstroom media, het hulle nou besef, it's all true. Dit is wat dit is. Want ons sit nou met duties. Ons sit met 'n 30% invoertarief op al ons goederes. Wat 'n probleem is. En hulle besef nou, jy sien die regering wil 'n handelsooreenkoms sluit met Suid-Afrika. Amerikaners wil 'n politieke ooreenkoms hê. Die tweede deel van jou vraag is, wat van die 4de deel het van die ouens teleurstelling uitgespreek en gesê, maar moet jy nie regering aangedring het, Amerikaanse regering aangedring het op die skrapping van alle regstellende rasgebaseerde maatreëls nie. Wel, hulle het net gesê net Amerikaanse maatskappye en dit was genoeg, want jy weet wat hulle eintlik gedoen het, en dit is die mooi, hulle het in daardie opsig die bar laag gemaak. Stel net vir ons vry. Eintlik sê hulle vir die regering, doen wat jy doen, maar stel ons maatskappye vry, en hulle maak die bar daardie so laag as moontlik, en oor daardie hekkie kan die regering nie kom nie. Want as hulle oor daai hekkie kom, maak hulle hierdie deur waawyd oop. So hulle maak die bar laag, en hulle sê, kom net oor daai laag hekkie, en hulle kan nie. Maar kan jy dink wat die Europeërs doen, hoe onmiddellik is hulle, ek het al in jou kantoor gesit met die buitelandse verteenwoordigers, en
wat vir hulle 'n enorme probleem is. Hulle sou onmiddellik dieselfde gevra het. En dan maak dit die deur oop en die regering kan nie op een van hierdie aspekte kan hulle toegewings maak nie. Hulle kon nie. En ek so interessant, my 2 dae na ek terug is, toe vra my vrou vir my, het die regering nou al verander? Toe sê ek nee, nog nie. Toe sê sy nou, wat het jy dan gaan maak daar? Die feit van die saak is, ons het nie verwag dat hulle in een opsig, hulle kan nie, dis in hulle DNA, hulle is vas. Gerard, kom ons praat oor die toekoms in die lig van jou laaste opmerking. In postkoloniale Afrika is dit eintlik gebruiklik vir regerings om nie toe te gee aan die eise van die FSA of selfs Europese moondhede nie. En ons sien dit in die geskiedenis van buurlande aan Suid-Afrika, ons sien dit in die geskiedenis van etlike ander, algeheel oor Sub-Sahara Afrika heen, sien ons dat daar pogings tot eksterne druk was vir interne hervorming, omdat dit ooglopend was dat die land na die afgrond gaan in 'n stadium, en dan was daar soveel weersin en weerbarstigheid aan die kant van die regimes in beheer van daai lande, dat hulle eintlik klaarblyklik, by wyse van die geskiedenis blyk dit die geval te wees, bereid was om die land ten gronde te laat gaan, die ekonomie totaal insinking te gee, eerder as om gehoor te gee. So, wat is jou gedagtes oor die vatbaarheid van die Amerikaanse regering vir daardie strategiese insig, dat ons miskien nie, dat hulle miskien nie dieselfde meganisme kan herhaal as tevore nie, want dit het nie eintlik tevore tot sukses gelei nie. Sien jy bereidwilligheid om 'n gedifferensieerde benadering te volg? Watter kreatiewe meganismes dink jy is daar miskien in 'n kiemvorm, in 'n ontkiemende vorm besig om pos te vat? Gaan ons die gewone tipe maatreëls sien of gaan ons buitengewone kreatiewe maatreëls sien in die komende tyd? En die laaste ding, dis my vraag, maar net ter agtergrond daarso, dis nie asof die Amerikaanse regering net soos baie ander lande oor die wêreld nie 'n strategiese belang hier het nie. Dit mag nou, jy's hartlik ontvang daar, en jy het vriendelik, jy het welkom gevoel, dis waar, daar's 'n hartlikheid, dis westerse gemeenskap, jy's deel van 'n westerse gemeenskap, maar die FSA is 'n groot plek en hy gee ook oor sy strategiese belange. En daar's waarskynlik 'n langtermyn strategiese belang hier in Suid-Afrika, nie net 'n emosionele belang nie. So dis my 2 opmerkings. Gaan ons iets, hoe lyk die pad vorentoe? Wel, op die eerste punt is dat die ANC sal waarskynlik die land oor die afgrond sien gaan in steede daarvan om op enige van hierdie goed toe te gee. Ek kan nie, die ANC is vasgevang in 'n klomp goed, ideologies en materialisties. Ek weet die ding is 'n misdaadsyndikaat. Die ANC is 'n misdaadsyndikaat, deur spek, dis 'n klomp kriminele wat die land regeer, en dit kan 'n ou in hierdie land met die grootste vrymoedigheid sê, want as 'n ou vir jou sê, maar jy kan nie sê ek is 'n krimineel nie, sê bring vir my jou boek en dan sal ek vir jou wys dat jy 'n krimineel is. So, hulle is kriminele. Hulle kan nie uit hierdie ding uitkom nie, hulle kan nie omdraai nie, so daar is iets wat hulle vashou. Nou is die tweede ding is daar 'n meer subtiele benadering wat kan werk, om die regering die hof te maak in 'n ander rigting. Wel, ons weet dit werk nie. Die demokrate het dit seker lank probeer. Ek dink Trump, ek hou van sy styl, hy's 'n disruptor, ek weet sy styl van regeer is wild. Hy kondig 'n duty af, 'n tariewe vir die hele wêreld. En dan sê hy, dis wat geld van volgende week af. As julle dit nie wil hê nie, kom praat met my, kom oortuig my hoekom ek dit nie moet doen nie. Dis sy styl. En daar is seker goed en sleg daaroor te sê, maar wat ons wel kan sê, die metode van vriendelike oorreding het nie gewerk met die ANC nie. Die land het in die laaste tyd geweldig vinnig agteruit gegaan. So Trump gryp in op 'n baie radikale manier, en iemand sê, maar dit gaan die dinge laat slegter gaan. Dit kan reaksie na slegter, vinniger te laat gaan, maar in sekere tye hou ek meer van vinnige agteruitgang as stadige agteruitgang. As jy te stadig aangaan, jou weerstand verswak, jy bereik 'n laagtepunt. Dit is beter om vinnig by 'n laagtepunt te kom as oor 'n laagtepunt oor 10 jaar, wanneer ons nie meer resolve in ons het nie. As 'n ou my wil vat my vinnig, vat my nou, dan is ek nog
vol lewenslig. So ek dink die strategie is om vinnig, dis 'n skoktegniek. En baie interessant, Suid-Afrika reageer baie negatief daarop, terwyl die res van Afrika nie so negatief reageer nie. Inteendeel, in baie gesprekke, ek dink die Amerikaanse administrasie het nou baie positiewe gesprekke met die res van Afrika, met oor hierdie onderwerp, maar die tipe van onderwerp, ek meen, ons is die muisond van Afrika op die oomblik. Die voorste ekonomie, maar ons is in die agteruitgang, ons is 'n vyand van die FSA, en natuurlik is daar die geopolitiese belange, Suid-Afrika wat absoluut sy rigting gedraai het na die ooste toe, China, Rusland, die plekke, en selfs Iran, terroriste state, word nou ons vriende, en die Amerikaners neem erg eksepsie, die saak teen Israel, in die internasionale kriminele hof. Die Amerikaners het nie met ons daaroor gepraat nie, maar ons weet eintlik is dit heel bo aan hulle lys. Gerard, 'n laaste minuut, en dan moet ons afsluit. Ek het 'n boodskap gekry. Maar ek is baie jammer dat ons op hierdie hoogtepunt moet eindig, maar 'n laaste woord van jou kant af. Wel, ons is in ons land op 'n draaipunt, en ek dink ons is, as iemand sê, Gerard, gaan dit gou goeier gaan, goeiste. Nee, dit gaan nie gou goeier gaan nie. Dit gaan taaf word. Dit gaan taaf word, maar weet julle wat, dit gaan moeilik gaan vir 'n ruk. En hoe lank is 'n ruk? Dis net so lank, hoe lank is, as ons vrou sê, ons is nou daar, ons weet nie hoe lank dit is nie. Maar weet julle wat, hier is die goeie nuus, ons is in vir 'n fight. En 'n goeie fight is 'n fight waarvan die uitkoms nie duidelik is nie. As jy weet wat die uitkoms van jou fight is, dan het jy nie 'n fight nie, dan speel jy Monopoly. Ons is in 'n fight vir oorlewing. Ons weet nie eers of ons dit gaan maak nie, maar is verskriklik lekker om daarin te wees. Vir 'n man moet 'n goeie fight hê. 'n man moet, dis wat ons gemaak is. 'n man moet 'n goeie fight hê. As jy in Suid-Afrika is, ons het plek vir 'n goeie fight, en ons lewenskwaliteit is nog steeds baie hoog, en ek wil vir julle dit sê, dat ons lewe, jy sien siel in ons mense se oë, terwyl in Europa en Amerika sien jy dikwels, die siel is 'n bietjie uit die oë uit. Daar so doodsheid, dis van 'n lang tyd van te goed gaan, dan gaan jou siel dood. Hierdie is 'n lekker fight om in te wees, ek is dankbaar ek is hierso. En dit is die goeie boodskap.